Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by ons erediens vanoggend. Dit is my lekker om saam met julle hier te wees. Dankie dat julle ook die moeite gedoen het om vandag ook die Here se roepstem te hoor. Ons begin ons erediens. Ons sing as 'n toetrede lied uit Gesang 163, die eerste vers. Soos 'n wildsbok wat smag na water. Prys die Here, alle nasies, loof hom alle volke. Die naam van die Here moet geprys word, nou en tot in ewigheid. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Ons sing almal hartlik saam uit Gesang 4, 5, 6, vers 1 en 2. My broers en susters, kom ons bely nou ons sonde voor die Here. Ons sit net so, ons maak ons oë toe en bely in ons harte saam. Here, ons bely dat ons dag na dag misluk om mens te wees, soos U bedoel het ons dit moet wees. Here, ons bely dat ons nie dikwels nie lief het nie, omdat ons nie verstaan wat liefde is nie, omdat ons nie bereid is om onsself te offer nie. Here, ons sny onsself af van mekaar en ons bou mure van haat en jaloesie. Here, ons bely dat ons selfsugtig lewe
en soms nie ander mense se nood raak sien nie. Here, ons bely dat ons stil gebly het, waar ons weet mense word onregverdig behandel of geboelie. Ons Here, ons het niks om vir U aan te bied as versoening vir ons sondes nie, maar ons vlug in hierdie oomblikke na U toe, Jesus, wat in ons plek gesterf het. Here, wees ons genadig. Amen. Geliefdes, God verseker ons dat hy ons vrygespreek het van die sondes wat ons sopas bely het. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof, ons sing saam uit Gesang 514 vers 1. Geliefdes, ek wil vanmôre vir ons uit die Nuwe Testament lees, uit die eerste brief aan die Korintiërs, hoofstuk 7, 1 Korintiërs hoofstuk 7, en ek wil 3 versies daar lees, spesifiek, as ons nou die versies lees, sal julle hoor, dit klink baie weird, dit klink asof Paulus hier iets sê wat hy op ander plekke, op 'n heel ander manier, of selfs dalk andersom sê. En ek wil dit doen, broers en susters, want ek wil graag hier aan die begin van die jaar ietsie sê oor lewensgeluk, oor my en jou lewensgeluk, en hoe ons dit kry, en hoe dit met ons gebeur. Voordat ek vir ons lees, kom ons sit so, dan bid ons saam. Baie dankie ons Here dat U ook vanmôre vir ons die roepstem gegee het om na U huis toe te kom. Dankie dat ons weet U ontmoet ons hier en Here, U het ons loflied gehoor. Ons is bly, ons besing U lof. U is ons groote God. U het ons sondebelydenis gehoor. Dit kom uit ons hart. Ons weet, ons kom tekort. Maar Here het ook gehoor hoe bly is ons, dat ons saam kan bely. U is die Here. En U is die een wat sorg. U is die een wat in liefde en genade na ons toe kom. Ons weet, ons verdien dit nie, ons verstaan nie hoekom U dit doen nie, maar ons gryp dit in U liefde aan. Nou vra ons Here dat U ons hier in ons harte sal raak. Neem alles weg wat tussen ons en U staan, asseblief Here. Help ons om U te hoor, sodat as ons huis toe gaan, ons mense sal wees wat ons geloof kan doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. 1 Korintiërs hoofstuk 7 en ons gaan vers 29 tot 31 lees. Dis sommer daar in die middel van hoofstuk 7.
My vriende, ek waarsku julle dat die tyd kort is voordat Christus weer kom. Daarom moet die mense wat getroud is, wees soos mense wat nie getroud is nie. Die mense wat huil, moet wees soos mense wat nie huil nie. Die mense wat bly is, moet wees soos mense wat nie bly is nie. Die mense wat dinge kan koop, moet wees soos mense wat niks het nie. En die mense wat baie besig is in die wêreld, moet wees soos mense wat dink die wêreld is nie belangrik nie. Want die wêreld, soos dit nou is, sal verdwyn. Ek lees tot hier. Geliefde, salig is julle vanmôre as julle hierdie woorde hoor, as julle dit glo en as julle ook so gaan lewe. My broers en susters in ons Here Jesus Christus. Ek wonder hoeveel van julle het oor die laaste week tyd ingeruim om jou selfoon skoon te maak, jou WhatsApp boodskapies te doen. Julle het mos daai groepies en daai familiegroepies en jy knip jou oog, dan is daar 400 boodskappe. So ons kom uit die feestyd uit, ons kom uit Kersfees en Nuwejaarstyd en soos dit nou maar die gebruik geword het in ons moderne kultuur, stuur ons vir mekaar 'n boodskapie wat sê baie geseënde Kersfees of 'n voorspoedige nuwe jaar. Mag jy gelukkig wees in die jaar wat kom. En as ons nou mekaar goed ken, dan sal ons sê, ek hoop jou rug is gou beter, ek hoop jy wen die lotto of allerhande sulke goedjies. Ons wens mekaar geluk en voorspoed toe. Broers en susters, dis 'n baie eenvoudige ding, dit kom uit die mens se behoefte om gelukkig te wees. Daar is geen mens op hierdie aarde, geen, wat nie gelukkig wil wees nie. Dis iets wat in ons mens, in ons DNA, in ons mensheid is. Ons soek geluk. En dis nie fout nie. Daar's nie fout daarmee om te sê ek wil graag gelukkig wees nie. Ek wil 'n lekker lewe hê nie. Daar's niks daarmee fout nie. Jy kan dit wil wees. Die fout kom in by die plekke waar ons die geluk gaan soek. Die maniere hoe ons geluk in ons lewens wil vind. Daar is die drade bietjie deur mekaar. Ek verstom my altyd as mense met my oor hulle geloofslewe praat, dan is dit baie keer wat ek agterkom, mense dink 'n gelowige moet so vreeslike ernstige ou wees. So 'n ou wat nooit lag nie. En ek het altyd as kind gedink as die ouderlinge en die diakens in die kerk inloop, julle onthou met die swart pakke en die stripdas. Ek het altyd gedink hulle is kwaad vir ons. Ek kon nooit verstaan, wat het ek nou aan die oom gedoen? Nou was hy vriendelik met my, nou is hy kwaai. Dis nie wat dit beteken nie, maar glad nie. En dis ook nie wat ons soek wanneer ons oor gelewensgeluk praat nie. Trouwens, die wanpersepsie oor wat geluk is eintlik 'n oorsaak van geweldige ongeluk. Wanneer ons moet dink oor wat my lewensgeluk gee, moet ons hier begin dink. By God. As gelowiges is dit die plek waar ons lewensgeluk gaan kry. Nou ek wil vanmôre 'n deur oopmaak, eintlik wil ek 2 deure oopmaak. Die een deur gaan na lewensgeluk toe. Die ander deur gaan na gehoorsaamheid toe. En ek wil hopelik vir julle wys dat dit dieselfde kamer is waarin jy gaan as jy by daai 2 deure ingaan. Die 2 goed. loop hand aan hand.
Die skrywer Tolstoy, ek weet nou nie hoeveel van julle het al Tolstoy se goed gelees nie. Hy het boeke geskryf wat so dik is dat jy daarop kan staan om goed van die boonste rak af te haal. Hy het 'n boek geskryf met die naam Anna Karenina, dis 'n lewensgeskiedenis van die vrou Anna Karenina. Dis 'n reuse, epiese sage wat vertel van twee gesinne. En die keuses wat hulle in die lewe maak en uiteindelik hierdie persone, die keuses wat hulle maak wat uiteindelik loop op 'n bittere lewe van swaar kry en ongeluk en 'n lewe van uiterste dankbaarheid en geluk. Dis 'n storie waarin die een hoofkarakter, man Konstantin, deurlopend deur die wêreld, deur die mense om hom, deur die lewe geforseer word om swaar keuses te maak en hy kry swaar en hy het 'n moeilike lewe en hy moet 'n klomp goed doen wat bitter swaar is om te doen, maar hy doen dit in die geloof en uit lojaliteit teenoor sy gesin en uiteindelik beleef hierdie man die swaar kry ou, die seer kry ou, die ou met al die pyne. Uiteindelik is hy en sy familie gelukkig. Anna Karenina soek kort paaie. Sy word haglik groot. Sy kies vinnige kort paadjies na vinnige geluk toe. En uiteindelik het sy 'n bittere, hartseer en swaar lewe en sterf sy aan haar eie hand. Iewers in die boek sê sy, gelukkige gesinne lyk almal dieselfde. Maar as jy 'n ongelukkige gesin is, dan staan jy uit soos 'n seerduim, want elke ongelukkige gesin het sy eie moeilikheid. My broers en susters, as ons mekaar geluk toewens in die nuwe jaar, ons is aan die begin van 'n jaar en vir baie van ons het die werk hierdie week begin en moes ons al Woensdag na Salusa 45 gryp, want ons kan nie cope met hierdie week nie en hy't skaars begin. Nee, ek het gesien by die apteek koop almal vitamiene en sterk goed en almal drink energiedrankies al. En die week is 3 dae oud. Ons wil graag 'n goeie jaar hê. Ons wil graag gelukkig wees in die jaar wat ons het. Ons wil graag hê dit moet goed gaan met ons kinders in die skool, dit moet lekker gaan met ons gesinne. Ons wil dit almal graag hê. Hoe kry ons dit? Waar gaan dit vir ons gebeur? Waar gaan ons dit kry? Gelukkige families is almal dieselfde. Dis die stelling wat Anna Karenina maak. En sy is nie verkeerd nie. Gelukkige families kan ons deur die bank gaan soek. Se lewens begin nie by hulle self nie, gaan nie oor hulle self nie. Gelukkige families se lewe deur die bank begin by God. Dit beteken nie gelukkige families het nie moeilikheid nie. Die lewe gee moeilikheid vir almal. Dit beteken ook nie gelukkige families is altyd heerlik versorg en reg nie. Dis ons in hierdie tyd waar ons leef wat so stupid is om voorspoed en geluk is gelyk aan te maak. Daar's nie so iets nie. Voorspoed beteken nie geluk nie. Dis twee verskillende goed. Gelukkige families
is een voor die Here. Ongelukkige families is vandag ongelukkig baie. Want ons leer en ons leef in 'n tyd van whatever, maak soos jy wil, wat jy doen my vriend, het niks met my te doen nie, ek worry nie daaroor, jy kan doen regtig wat jy wil, wanneer jy wil, soos jy wil, dis jou saak. 'n Ou wat so redeneer leef, is ook op 'n plek waar hy sê, wat kan God in so 'n ou se lewe beteken? Niks. Whatever. Paulus skryf 3 sinnetjies en as jy dit lees, dan dink jy, wat wil jy hier sê? As jy getroud is, moet jy leef soos jy ongetroud is. As jy huil, moet jy leef soos iemand wat nie huil. Hoe kry jy dit reg? Die ding wat Paulus hier wil fokus, waarop hy ons aandag wil vestig, hy wil vir ons sê, niks in jou lewe moet meer belangrik wees as jou verhouding met God nie. Dis die belangrikste verhouding wat jy het. En as jy gelukkig wil wees, maak nie saak wat jou omstandighede is nie. As jy gelukkig wil wees, moet jy daai verhouding versorg. Dan moet dit jou eerste fokus wees. Paulus leer ons dat die gesin die plek is waar ons gaan begin. En hy sê, ons almal wat in gesinne leef, wil graag gelukkige gesinne wees. Ons wil graag die voorspoed beleef wat ons mekaar toewens aan die begin van 'n nuwe jaar. Maar hy sê, julle moet in julle gesinne mooi gaan kyk waar julle fokus is. Ons leef in 'n tyd waar verhoudings en geslagtelikheid en geslagsbeskouings ongelooflik gekompliseerd geword het. En dit het daartoe gelei dat ons wil nie oor hierdie goed dink en praat nie. Ons wil nie, want ons weet nie mooi wat ons moet sê nie. En ek het baie vinnig geleer, as ek iets daaroor sê, dan is ek gewoonlik verkeerd. Dan trap ek op iemand se toon, so al wat ons nou doen is ons bly stil. En die 2 of 3 ouens wat vir ons hieroor leer, praat die grootste klomp nonsens, maar ons aanvaar dit. Want dis hoe dit mos nou werk in die wêreld. Nee. Nee. Wanneer ons in 'n verhouding met mekaar is, leef ons in 'n gawe wat van God afkom. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Die verhoudings in jou lewe, almal van hulle, en daar's verskillende vlakke van verhoudings met verskillende grade van intimiteit, daar's verskillende samestellings van gesinne. Elkeen van daai verhoudings is 'n gawe van God. Jy begin daaroor dink wanneer jy dink oor jou verhouding met God. Dis die bepalende manier hoe jy hierdie verhoudings in jou lewe hanteer. En dis die pad na geluk, dis die deur wat ek oopmaak wanneer ek aan God gehoorsaam is. Aan daai verhouding gaan my verhoudings, gaan dit floreer, gaan dit sterk word, gaan dit groei. Ons leef in so 'n gefragmenteerde wêreld. Die verhoudings waarin ons is uiters gebrekkig vandag. Vroeger was dit baie duidelik gedefinieer. Was maklik om oor 'n verhouding te praat. Wat vandag, ons het dit nie meer nie. Ek onthou as kind het ons Kersfees na my ouma hulle toe gaan, dan was die hele familie daar.
Ja, daar was weird mense, daar is almal het elke familie het 'n tannie wat jy nie van hou nie, wat bietjie koekoes is. Maar hulle was daar, almal van hulle. En ek het geweet wie's hulle. En ek het hulle geken. Ons het op 'n manier 'n verhouding gehad. Hoeveel van ons was net ek en my eggenote Kersfees? Hoeveel van ons het families wat so erg uitmekaar is, dat daar nie vir ons 'n kans is om saam te wees nie. Iewers moet ons verstaan. Die sleutel na lewensgeluk begin by daardie verstaan van ons verhoudings. Dit begin by wat ek en God vir mekaar beteken. En as dit iets is in my lewe, kan die ander verhoudings in my lewe my geluk gee. God gee nie mense vir jou in jou lewe om jou te irriteer nie. Ek weet dit voel baie keer so, maar dit is nie die waarheid nie. God gee vir jou mense in jou lewe om jou lewe te komplementeer, om jou lewe gelukkig te maak. Dis ons wat nie hierdie verhoudings versorg nie. Paulus sê, as jy getroud is, moet jy leef asof jy ongetroud is. Hoekom? Jy moet fokus eers op God. Dan sal die ander verhoudings al hoe sterker word. Dis 'n vreemde plek om te begin as mens oor geluk moet dink. Maar as gelowiges, ons moet vir mekaar vra, ons moet vir onsself vra. Waaroor het ek beheer? Het ek enigsins 'n manier om die verhoudings in my lewe so te manipuleer dat dit net na my toe kom as geluk? Nee, ek het nie. Ek het nie. My geluk begin by God. Ek wil ietsie sê nog oor die kultuur waarin ons leef. Dit het 'n beduidende impak op ons lewensgeluk, ons kultuur, ons lewenswêreld. Enige kultuur het reëls en gebruike, gewoontes. En ons kultuur is in baie troebel water, broers en susters. Die wêreld waarin ons leef het grootliks gerebelleer teen enige vorm van reël, en reëls is verkeerd, en mense het regte, en ons mag nie iets teenoor mekaar sê nie. En op die ou end, al wat gebeur in hierdie stelsel is dat ons mekaar bitter ongelukkig maak. Bitter. En nou, omdat dit so om ons is, jaag ons geluk na op plekke waar dit nie is nie. Soek ons by voorspoed geluk. Koppel ons voorspoed aan geluk, en dan kry jy die kultuur waarin ons leef, wat mense sê, ek werk my dood, ek jaag my voorspoed na, want eventually gaan ek gelukkig wees. Daar is nie so iets nie. Dis 'n leuen. Lewensgeluk kom nie saam met hierdie absolute kulturele eise van ons tyd nie. Jesus sê, jy moet my volg. En as Paulus vir ons al hierdie dinge sê in hierdie 3 versies, dan sê hy dit omdat hy wil hê ons moet verstaan, ons moet Jesus volg. Ons moet alles op Jesus fokus. Die ander goed sal vir hulle self sorg. Die geluk sal kom. Ek wens vir julle 'n wonderlike nuwe jaar toe. En ek wens dat julle almal gelukkig sal wees. En ek wens dat al die verhoudings in jou lewe sal sterk word en sal groei. En dat jy saam met jou mense, jou hartsmense gelukkig sal wees. Maar ek vra vir jou vanmôre,
Wees gehoorsaam. Maak die deur oop. Maak die deur van gehoorsaamheid aan God oop, gaan in daar. In daai kamer gaan jy lewensgeluk kry. Moenie jou aandag verdeel nie. Wanneer jy in die oggend opstaan en jy voel asof alles te veel is, raai wat? Alles is te veel. Stop. Fokus op God. Soek by God jou geluk. Die lewe is nie maklik nie. En geen gelowige is vrygespreek van die krisisse van die lewe nie. Ons lewe op aarde, ons is sondig, ons gaan lewensprobleme hê. Maar as jy gelukkig wil wees, moet jy God se hand nooit los nie. Paulus sê vir ons vanmôre, alles in jou lewe, en hy noem 'n klomp goed. Alles moet jy eers een kant toe sit en God volg. En uiteindelik die grootste waarheid, die uitroepteken agter alles. Eendag gaan niks van hierdie goed wat ons so pla, niks van hierdie goed wat ons so bekommer, gaan eendag bestaan nie. Niks. Fokus op die Here en word gelukkig. Mag 2026 die jaar wees waar jy God se hand vat, waar jy saam met hom by die deur van gehoorsaamheid ingaan, en mag jy daar saam met hom geluk ondervind. Amen. Kom ons dank. Ons dank U, troue Vader. Ons dank U dat U in groot liefde na ons kyk. Ons dank U dat U ons gelukkig maak. Ten spyte van die swaar in die lewe. Ons dank U dat U ook dit vir ons beloof. Help ons om ook in hierdie tyd die deur van gehoorsaamheid oop te maak. Dat ons sal lewensgeluk vind. Help ons om dit te doen met elke verhouding in ons lewe. Dat ons U in elke verhouding eerste stel. En dat ons sal weet, so groei ons al hoe nader aan U. Vader, ons bid dat U ons sal raak sien, hou ons vas en maak ons gelukkig wanneer ons aan U getrou bly. Ook in hierdie nuwe jaar waar ons baie dinge wil doen, waar ons baie dinge wil verander, waar ons as gelowiges graag ons disippelskap, ons roeping wil uitleef. Help ons dat ons in gehoorsaamheid sal begin. Hierdie dinge bid ons in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Kom ons sluit af, broers en susters. Ons sing ten slotte verse 1, 2 en 3 van Vonk 471. Vonk 471 vers 1, 2 en 3. Daarna bly staan vir die seën en dan sing ons ook die amen.
seën van die Here en gaan dan huis toe in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met sy Heilige Gees sal nou en vir altyd by julle elkeen wees.